Môre. Dit is opstandingssondag. Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Dit werk by my so dat ek altyd 'n week agter is met my preke. En hier verskeie redes. So die opstandingspreek sal eers volgende week wees, maar weet wel dat vandag is opstanding, Sondag. Ons lees uit Markus 1 vanaf vers 9 tot 11 en die tema is, dit is my geliefde seun. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie nuwe dag, dankie vir die opstanding. Dankie dat U dood oorwin het. Dat U dit vir my gedoen het. En opgestaan het vir ons plek te gaan voorberei in die hemel. Dankie vir U liefde, U genade en U trou. Dankie vir U geduld met ons. Dankie vir U woord. Amen. Markus 1 vanaf vers 9. Ek lees uit die Nuwe Direkte Vertaling. Kort gedeeltjie. En daardie dae het Jesus vanaf Nasaret in Galilea gekom. En hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe uit die water opkom het die hemels en oopgaan, die Gees soos 'n duif op hom sien neerdal. En 'n stem het uit die hemel gekom, jy is my seun, my geliefde. Oor jou verheug ek my. Jy is my seun, my geliefde. Die evangelies is geskryf om ons te vertel wie Jesus is. En as ons na die evangelies, en dis nou Matteus, Markus, Lukas en Johannes, kyk, dan vra ons vir onsself, maar wat is nou eintlik die hoogtepunt? Of wat is die belangrikste? Of, kom ons vra, wat dink jy is die grootste moment in Jesus se aardse lewe? Baie sal natuurlik vanoggend sê, dis die opstanding. En, jy is nie verkeerd nie, maar, dan is daar baie wat gaan sê, maar, is dit nie al Kersfees nie? Vir al kinders, dit is een van die grootste momente, die wonder van God, wat sy seun na die wêreld toe gestuur het, om ons verlosser te word. En kinders, as gevolg van die persente, gaan op bloot met hierdie gedagte. Want dis ook nie sommer net enige gebeurtenis, wat met sang van 'n engelekoor begeleid word nie. Ander kan sê, Kersfees is belangrik, maar Kersfees beteken niks sonder Paasnaweek. Die naweek waar ons nou is nie. Daai verskriklike Vrydag, toe ons helder en duidelik van die kruis af hoor, het is volbring. Ek het vir jou sondes betaal. Miskien is dit die hoogtepunt. Want die duiwel is verslaan en ons verlossing is 'n werklikheid. En dan, soos ek gesê het, die opstanding. Want niks kom by die moment toe die dood se tande getrek is en ons bevry is van ons vrees vir die dood nie. Maar miskien moet ons glad nie eers daaroor stry nie.
Want elke moment in hierdie evangelie is ingrypend en wonderlik. Maar nogal interessant, Martin Luther kom. En Martin Luther gee vir ons 'n totaal ander antwoord op hierdie vraag. Martin Luther sê, geen oomblik in die evangelie is so belangrik, soos dit wat in Markus 1, vers 9 tot 11 gebeur. Hy sê, hierdie is seker een van die mees beslissende oomblikke in Jesus se bediening, want het is hier waar alles begin het. En ek dink hy tog 'n punt weet. Want in Markus 1 sien ons begin Jesus se aardse bediening. Dis eintlik 'n aardskuddende oomblik. Die grootste verhaal van die geskiedenis begin hier. Die dag toe Jesus Christus na vore tree en geproklameer word, dit is die Seun van God. Ons kan amper sê, hier begin die opmars van die koninkryk van die Christendom, wat soos 'n tsunami oor die hele wêreld se spoel, en alles sou omkeer en miljoene mense se lewens verander. Hierdie is 'n waterskeidingssaak vir waterskeidingsoomblik in die geskiedenis. Nou, of Luthers reg is dat dit belangriker is as Kersnag, ek weet regtig nie. Maar die waarheid is, hier begin alles. Hier by die Jordaanrivier. Hier begin ons verlossingsverhaal. Maar is eintlik 'n baie antiklimaks verhaal. Daar was geen fanfare van 'n engelekoor nie. Daar is geen oproerige skare. Nee. Het was net eendag op die oewer van 'n rivier in 'n agterlike landjie Palestina. Daar's nie veel mense nie. En daar's 'n halfwilde profeet. Johannes dra kameelhare, klere en 'n paar van sy volgelinge. Daar was nie koerantmanne nie. Geen verslaggewers nie. Om vir die wêreld te vertel wat hier gebeur nie. Miskien het 'n paar kindertjies op die oor van die rivier of 'n paar vissermanne. Maar byna ongemerk, terwyl Johannes preek en mense doop, verskyn Jesus op die toneel. En dan, as ons gaan kyk na die verhaal, dan is dit 'n moeilike verhaal. Dit is nie maklik om hierdie verhaal te verstaan nie, want die vraag is, hoekom laat Jesus hom deur Johannes doop? Het jy al ooit daaraan gedink? Daar is mense wat sê, maar hierdie is waar Jesus homself net doop, is die begin van die sakrament van die doop. Maar hierdie is nie dieselfde nie. Want jy sien, Johannes doop het vertel van skuldbelydenis en hertoewyding aan God. Mense wat besluit het om God te volg, mense wat hulle self bekeer het uit die heidendom, het gekom om gedoop te word deur Johannes. Johannes het mense gedoop as teken van 'n sondebelydenis en terugkeer na God.
Jesus se doop, wat hy ingestel het, vertel ons van die verlossing deur Jesus se eie bloed. En dit gebeur in die naam van die drie-enige God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. So ons doop is anders as Johannes se doop. Maar hoekom doen Jesus dit? Want Jesus het nie sonde gehad nie. Hy het nie nodig gehad om hom tot God te bekeer nie. Hy het nie nodig gehad om sy sonde te bely nie. Hy is self God. Kom dan nie daarop aan dat Johannes hom doop. En ek moet sê, ek weet ook eerlik nie. Maar ek is ook nie al een wat nie weet nie, want selfs Johannes die doper het nie geweet nie. Hy het die veld geslaan met Jesus se versoek. Hy verstaan nie hoekom wil Jesus sê hy moet hom doop nie. Maar dalk gaan dit nie hier om die doop nie. Want as jy vir mense vra wat het hier gebeur, sou hulle nie gepraat het van Jesus gedoop is nie. Hulle sou vertel het van die stem wat hulle gehoor het. En dis dalk die sleutel om Markus 1 reg te verstaan. Die stem wat sê, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Baie interessant nogal. Hierdie is baie belangrik, want hierdie is eintlik 2 verse, 2 gedeeltes uit die Ou Testament wat hier aangehaal word. Die eerste is uit Psalm 2 vers 7, en die laaste uit Psalm Jesaja 53, die bekende lied van die lydende knegt van die Here. Dit sal ons help om bietjie die gedeelte beter te verstaan, want dit is sonder rede dat hierdie stem Jesus se aardse bediening begin met 'n aanhaling. Psalm 2. Want jy sien, Psalm 2 is 'n troonbestygingspsalm. Dit is 'n psalm wat altyd gesing is wanneer 'n nuwe koning sy troon bestyg. Dis hoekom God hierdie psalm aanhaal. Hy sê daarmee, hier is julle koning. Hy wat hier uit die water uitkom, is julle koning. Hierdie is sy troonbestyging. Dis van hom wat Johannes die skrywer sê, die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. So dis die eerste ding wat in Jesus se doop gebeur. By Jesus se doop kom God self verklaar dat Jesus Christus die koning is. En ons weet dat hy sal tot in alle ewigheid koning wees. Ook vandag hier waar jy sit. Dus hierdie eerste gedeelte proklameer Jesus se koningskap. Maar die tweede een vertel ons wat 'n soort koninge is. Jesaja 53 is die lied van die lydende knegt van die Here. Hierdie aanhaling gaan oor lyding. Vertel van die een wat ons lyding op hom geneem het, ons siekte gedra het, wat ter wille van ons oortredinge deurboor is, oor ons sonde verbrysel is. Een wat straf gedra het, wat vir ons vrede moes bring, en die wie se wonde daar vir ons genesing moet kom. Jy sien, Jesus is nie aarde toe gekom om gedien te word en aandag te trek nie. Hy het met een spesifieke taak gekom. Hy het gekom om die skeidsmuur tussen ons en God te kom afbreek. Hy het gekom om te ly en vir ons sondes te betaal met sy eie bloed.
Jy sien die swaartepunt van Markus 1 is daardie woorde wat die stem van God uitroep. Want in 'n enkele sin vat God Jesus die hele bediening en hy neem dit op saam. Hy is die koning wat kom en dien en kom lei. Hoekom? Terwille van ons. Ja, daar gebeur iets wonderliks in Markus 1. Vir een kosbare oomblik staan die hemel oop op die walle van die Jordaan. En daardie oomblik is God baie naby aan hom. En nou sê jy, ag, ek wens ek kon dit beleef het. Maar Martin Luther sê, sedert daardie oomblik staan die hemel bokant ons almal op. Ja, ons kan nog deel in hierdie wonder vandag. Omdat die Jesus die koning is wat vir ons kom lei het, staan die hemel ook vandag op. En daarom kan jy teenwoordigheid van God elke oomblik ervaar. Van hierdie dag en van hierdie jaar wat voor lê. Mits jy iets verstaan wat die stem van God gesê het oor Jesus. En daarom hoop ek dat jy dit ter harte sal neem. Dat jy ook Jesus regtig jou koning sal maak en sy heerskappy sal erken en hom in jou lewe sal ervaar. Om as jou verlosser aanvaar en ervaar, want hy is die koning wat ons deur lyding verlos het. Miskien was Martin nie terecht toe hy gedink het. Hierdie is die belangrikste moment in die hele evangelie verhaal. Want hoe meer jy hieroor nadink, hoe meer word jy aangegryp oor die wonder daarvan. Baie eenvoudig verhaal, maar dit is God werk. Hy doen dinge baie keer ongesiens en ongemerk. So seelig. En so is hy deur al die eeue nog altyd aan die werk, om sy koninkryk al meer 'n werklikheid te maak. Ten spyte van mense wat dit aktief teenwerk. Ten spyte van die manier waarop ons dit baie keer in ons lewens teenstaan. God se koninkryk is ook besig om in jou lewe te kom. Al wat jy moet doen is gee hom 'n kans. Stel jou oop daarvoor. Deur hom onvoorwaardelik te dien en te gehoorsaam. En dan sal jy ervaar hoe die lewe ook, ag, hoe die hemel ook bokant jou oopstaan. Amen. Dankie Here dat die pad na die hemel toe vir ons oopstaan. Omdat U gekom het. Omdat U gesterf het aan die kruis en opgestaan het uit die dood. Amen.